We are on our way to the Stadsel Caves, to the east of Citrusdal in the Cederberg Mountains. Stadsel means City Hall in Afrikaans. A bit later we will explain to you where the name comes from. Hierdie pad wat jy nou sien is deel van die pad wat na die grotte toe gaan. This is part of the road that goes to the caves, and this is part of the road that you will need to drive. Dag sê, welkom by Reispret. Vandag is erfenisdag, en ons is hier by die rotstekeninge hier naby die Stadsel grotte in die Cederberge. Jy slaak eintlik 'n sug van verligting wanneer jy uiteindelik by die grotte aankom. Normally you need to pay a fee and get a permit to get access to the Stadsel Caves. But this week is Heritage Week, and we visited on Heritage Day. And this whole week, it's for free. Die eerste stop wat jy sal hê, is by die rotstekeninge op die regterkant. Dis so eentjie in met die paadjie. They say that these rock drawings are thousands of years old, from a time when there were still elephants in the Cederberg Mountains. Stap 'n mens nou hier tussen die klippe in. So 'n bietjie nou. But this seems to be a dead end. En is 'n doodloop hierso. So ek dink ons gaan maar weer terug. The drawings that can be seen here are basically elephants and drawings of people. The people are without heads. The reason there are no heads is because the charcoal that was used for the drawing of the heads has faded away. Hierdie ou het vir ons 'n paar olifantjies geteken. Wat interessant is hier, is hulle het verskillende materiale gebruik om dit te teken. So hulle het 'n red oker of rooi oksied gebruik vir die meeste van hulle tekeninge, en dit het nou behoue gebly. Maar die koppe van die mannetjies was van steenkool geteken, en dit het al verweer. Dit is hoekom al die mannetjies lyk of hulle nie koppe het nie. En dan het hulle nou wit ook gebruik, wat van iets anders gemaak was. Ek kan nie onthou waarvan dit gemaak was nie. Maar dis hoekom die mannetjies in die rotstekeninge nie koppe het nie. Die koppe was geteken van steenkool of houtskool. We thought it fitting to come on Heritage Day and look at something that was left for us by someone that came before us. En vandag is nou erfenisdag. Jy sien baie mense nie. Hier was so 'n paar karre gewees by die rotstekeninge. Daai paadjie wat daar gaan, dit gaan na die grotte toe. Na die Stadsel grotte toe. Ons gaan nou kyk wat daar aangaan. Van die rotstekeninge af. Hier is die gaatjie waar ek net in was. En dan kan hier so 'n paadjie waar jy iets anders kan gaan kyk.
Maak maar seker dat jy ordentlike skoene aan het. Moenie dink jy gaan met plakkies hier kom rondklouter op die rotse nie. Kyk hoe hoog is ons nou klaar hier. Everywhere there are places where you can stop to take a photo or two. You can spend the whole day doing just that. Hier is 'n mooi rock arch om 'n foto te neem of wat. En hier kan 'n mens nou weer afstap. Hierso aan die kant is ook rotstekeninge, maar hier is nou nie 'n heiningkie voor nie. Hy het seker nou al mense gekarring aan die goed. Dis hoekom hulle so dof is. En is bietjie meer blootgestel aan die weer aan die kant. Maar hier's 'n groot rots wat hier oorhang. It's a pity that even with the overhanging rock, the rock art on this side is basically almost destroyed. If you like spending time in nature and clambering over rocks, then this is for you. As jy nie hou van rotse klim en die bosse loop nie, dan is hierdie nou nie vir jou nie. Maar dit is die pragtigste plek. From where the rock art is, you can go around the hill on the right-hand side, and then you go through a channel. No, not this one, not this channel. Kyk hier die rotskeer. As ek nou 'n bergklimmer was, dan kon ek nou hier opgeklim het. Myself so vasgedruk het tussen die twee klippe. This is the right one. You go through this channel. And when you get to the other side, you get a magnificent view. Hier sit nog 'n bietjie hoër. Elke keer dat klim jy nog so 'n bietjie hoër. En vir die wat jonk van gees is, kan die hele dag hier spandeer. Maar ons is nou nog net by die rotstekeninge. Ons moet nou nog na die grotte toe gaan. After you've seen enough of rock paintings and clambering over rocks, take the road to the caves.
hoe is al die gesteentes verweer hierso. It's very evident that this is a place where great erosion took place. Hierdie stadsaal het sy naam gekry in 1948, toe die Nasionale Party se groot koppe hier partye gehou het, of samekoms gehou het, net voor die verkiesing, waar hulle die nasionale verkiesing gewen het in 1948. Mens kan nog sien, hier is van die name van die politici van daardie tyd teen die muur geskryf. Nou, kom ons kyk 'n bietjie na die name. Nou, as daai 1931 was, dan was dit nog voor die partytjie wat die Nasionale Party hier gehou het. Hierso is D.F. Malan. Hulle sê hier is name van boere-generaals ook op hierdie mure. Ek ken nie al die boere-generaals se name nie, maar kyk byvoorbeeld daar is 1887, 1918. Dis nie net die Bushmans of die San wat hier geteken het nie. En is ongelooflik hier tussen die berge. Hierso is 'n C-Leipold. Ek wonder of dit C. Louis Leipold sal wees. Gideon Skeepers was in die Boereoorlog betrokke, sover ek weet, maar ek weet nie of dit nou dieselfde een is nie. En hier is 'n ou van 1914. Jy kan eintlik 'n lekker partytjie hier hou. As die manne net kyk waar hulle loop. As jy ooit Stadsalgrotte toe kom, moet asseblief nie jou naam op die muur skryf nie. Ek gaan ook nie nou hier Reispret skryf nie. Ek dink dis totaal onnodig. Dit is ongelooflik hierdie name wat hier uitgeskryf is. Om te dink ja, is ongelooflik. Die Stadsalgrotte is nie werklik 'n grot soos die grot by Waarnhuiskraans byvoorbeeld nie. Hulle sê dis meer klipstapels. Maar hierdie wat ek nou in staan is definitief 'n grot, hoor.
Jy kom van daai kant af in. Die voertuigparkering is daar onder toe. Jy kan hier deurstap, hier is nog 'n hele paadjie wat jy kan loop hier agter. Hulle sê dis nie veel van 'n staproete nie. Ek dink op die internet word dit gegee as 297 meter of so iets. Dis iets belaglik. Maar is nog steeds lekker om te sien en lekker om te kom kyk en lekker om hier te stap. Daar van die grot se kant af kan jy nou hier bo ook stap. As jy 'n paar foto's hier wil neem. En 'n bietjie uitkyk oor die berge. Baie dankie vir die wat ons video's kyk, wat dit deel met die vriende. Skryf gerus in op ons kanaal, druk asseblief like en onthou om die klokkie te druk sodat jy gereeld kennisgewings kry van nuwe video's. Weet jy hoe af te kom nie? Klim net af soos jy opgeklim. As jy dapper genoeg is of dom genoeg is, dan kan jy baie op die rotse klim hier. Baie hoog. Blykbaar het hierdie plaas aan Wynande Tooi behoort, hierdie Maatjies rivier, wat nou 'n natuurreservaat is. Dit is die Wynande Tooi wat in Angola gevange geneem is, en wat so baie in die nuus was op 'n stadium. Hier by die Stadsalgrotte is 'n plekkie waar jy kan sit om jou piknikkossies te eet. Of jy kan sommer op 'n klip sit. En wonder is hier 'n ablusieblok. Party mense het gesê hulle is heel verbaas om hier 'n toilet te vind. So jy hoef nie 'n boeretoilet te gebruik nie. Hier is oral 'n paar paadjies waar jy kan stap. Jy kan die hele dag hier spandeer as jy hou van foto's neem. Die wind raak nou 'n bietjie sleg, so ons gaan nou begin dink aan huis kry. Hier van die parkeerterrein af kan jy 'n sirkelpaadjie links vat. Daar kom hy weer terug. Jy kan heeltemal omstap ook om hierdie rotsformasies hier. En hier is 'n klomp verskillende rotsformasies. Ek kon nie die name van hulle kry nie.
Ek het 'n bietjie navorsing op die internet gedoen daaroor. Maar ek kon nêrens die name van die verskillende stene en rotse kry wat hier is by die Stadsalgrotte nie. En dis weer die einde van vandag se video. Kyk ons video's op YouTube. Onthou asseblief om in te skryf op ons kanaal en deel gerus die video's met die vriende. Sien jy weer volgende week. If you do decide to visit the caves, let us show you how to get there. Die Stadsalgrotte is op 'n grondpad ergens in die hartjie van die Cederberge. Om daar uit te kom, vat jy die N7 van die Kaap af en dan draai jy regs op die pad wat na Algeria toe gaan. Hierdie afdraai so enkie anderkant Citrusdal op pad Klein Willem toe op die N7. The Stadsal Caves are not easily reachable. You probably need something like a 4x4 or a high vehicle to travel these roads. The roads are full of holes and very corrugated gravel roads. If you like taking decent pictures, then this is a place that you must visit at least once. So if you have a bucket list, put this on it. Die grotte is 'n bobaas fotograaf se droom, of selfs net iemand wat hou van die natuur skoon. Ek is nie 'n meesterfotograaf nie, maar ek kan vir u vertel, hierdie is die bestemming wat u ten minste een keer in u lewe moet bereik. Selfs die pad daarheen is vol klein verrassings, soos hierdie laagwaterbrug oor die Olifantsrivier. 'n Vriend van my wat in die area groot geword het my vertel hierdie plek se naam is Raasdrif. Although the Stadsal Caves is very difficult to reach, it is worth visiting. After the turnoff from the N7, you get this crossing over the Elephants River. After that you get Algeria campsite, and after that you get the caves. Een mens moet glad nie verbaas wees oor hoe besig hierdie pad is nie. Hier is 'n hele paar plekke waar mens kan gaan oornag, en dis nie net die grotte wat so gewilde bestemming is nie. Met die paaie wat so sleg is en party plekke so smal is, moet jy partykeer skouer aan skouer verby die ander voertuie skuur. Thank you for watching. We will see you next week.